Hartelijk welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag, 27 April 2025. Ons erediens waargeneem deur Dominee Leon van Jaarsveld. Hy het gelees uit Handelinge 16 en die tema van die preek, geloof is 'n gawe van God. Kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons staan en loof ons die Here deur saam te sing uit Psalm 100, daarvan verse 1, 2 en 4. Juig al wat leef, juig voor die Heer. Dien God met blydskap, gee hom eer. Kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. Psalm 100 verse 1, 2 en 4 en daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Kom ons bely ons geloof saam, waar elkeen in sy hart die volgende sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan, uit op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk,
of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons sit, antwoord ons daarop deur saam te sing uit Psalm 40, die 4de vers, en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, weer eens kom ons hier by mekaar om gevoed te word deur U woord, om U die eer te bring. Ja, Here, want ons ontvang alles uit U hand, net uit genade. Maar ons is sondige mense. Here, en soos ons vandag ook gaan hoor uit U woord, kan ons nie eers uit ons eie uit glo nie. Maar daarom is ons U so dankbaar, dat U ook vir ons die gawe van geloof gegee het. Maar Here, as U dan volgend tot ons spreek uit U woord, werk dit ook so in ons harte deur U Gees, dat ons dit waarlik sal deel maak van ons lewens, ja, waarlik sal glo wat U vir ons in U woord openbaar. Dat ons ook ons lewens daarvolgens sal inrig. Dat ons in alles wat ons doen, of alles wat ons dink, U eer sal soek. Here, ons het wysheid nodig. Wysheid om U te dien en te loof en te ken. Maar ons vra dat U daardie wysheid ook vir ons sal gee, deur die werking van U Gees, deur die aanhoor van U woord. Vergewe ook genadiglik al ons sondes, o Here. Weer eens bid ons dit maar alleen uit genade. In die naam van U Seun ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Terwyl ons so sit, sing ons nou saam met Psalm 25, daarvan die 2de en 6de verse. Maak my hart
Ons luister volgende na die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Handelinge 16. Handelinge 16 vanaf vers 11 tot 15. Dis dan ook net waar Paulus begin het met sy tweede sendingreis. As julle die vorige gedeelte lees, dan sal julle ook sien hoe hy deur die Heilige Gees, deur God gekeer is om sy eie planne te volg, en dan het hy 'n gesig gehad van 'n man uit Macedonië uit, wat hom soontoe roep, en dis dan waartoe hy gaan, getrou volgens God se opdrag. Ons lees dan nou verder van vers 11. Ons het van Troas af weggevaar en reguit koers gehou na Samotrake en die volgende dag na Neapolis toe. Daarvandaan is ons na Filippi toe, 'n belangrike stad in daardie deel van Macedonië en ook 'n Romeinse kolonie. In hierdie stad het ons 'n paar dae gebly. Op die Sabbatdag is ons na die rivier toe buitekant die stadspoort, omdat ons gedink het daar sou 'n Joodse bidplek wees. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar by mekaar was. Een van die wat geluister het, was 'n vrou met die naam Lydia, wat die Joodse geloof aangeneem het. Sy het handel gedrywe met pers wolmateriaal en was van Thyatira afkomstig. Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Sy na haar huisgesin is toe gedoop. Daarna het sy ons uitgenooi en gesê, aangesien julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom gaan by my tuis. En sy het ons gereed om dit te doen. In die laaste gedeelte van vers 14 en ook 15, die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Sy en haar huisgesin is toe gedoop. Daarna het sy ons uitgenooi en gesê, aangesien julle daarvan oortuig is, dat ek in die Here glo, kom gaan by my tuis. Ons luister volgende ook na die Heidelbergse Katekismus, Sondag 25. Daar word gevra, terwyl ons slegs deur die geloof deel aan Christus en al sy weldade kry, waar kom so geloof vandaan? Die antwoord, die Heilige Gees werk dit in ons harte deur die verkondiging van die Heilige Evangelie en versterk dit deur die gebruik van die Heilige Sakramente. Dan vraag 66, wat is sakramente? Die antwoord, dis heilige sigbare tekens en seels wat God ingestel het om ons deur die gebruik daarvan die belofte van die evangelie nog beter te laat verstaan en dit te beseël. Hierdie belofte is dat God ons vanweë die enige offer van Christus wat aan die kruis volbring is, vergewing van die sondes en die ewige lewe uit genade skenk. Dan die vraag, is die woord en die sakramente albei daarvoor bestem om ons geloof op die offer van Christus wat aan die kruis as die enigste grond van ons saligheid te wys? Ja, seker, want die Heilige Gees leer ons in die evangelie en verseker ons deur die sakramente dat ons volle saligheid op die enige offer van Christus rus wat aan die kruis vir ons gebring is. Na die laaste vraag, hoeveel sakramente het Christus in die nuwe verbond of testament ingestel? Antwoord 2, naamlik die heilige doop en die heilige nagmaal. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus. Verlede Vrydag en Sondag het ons gehoor dat daar ooggetuies van Jesus se kruisiging, sy begrafnis en sy opstanding was. Daar was die vriende van Jesus, maar dan ook die vroue wat Jesus gedien het, en dan veral ook Maria Magdalena wat alles gesien het en daarvan getuig. Ja, alles wat gesien is ook vir ons in God se woord opgeteken. Maar is dit dan die rede waarom ons glo? Die feit dat daar ooggetuies was en dat dit vir ons opgeteken is. Daar's tog soveel mense wat ook dit sien en hoor, maar nie glo nie. Natuurlik is dit deel van waarom ons glo.
Maar kom ons luister vanoggend na die volle antwoord na die vraag, waar kom ons geloof vandaan? In die gedeelte waarna ons geluister het, is Paulus en Silas besig met 'n tweede sendingreis. In die voorafgaande gedeelte lees ons hoe hulle deur die Heilige Gees verhinder is om na Asië toe te gaan, en so het hulle toe na Troas toe gegaan. In Troas sien Paulus in die nag 'n gesig wat hulle na Macedonië lei. Paulus, Silas, Lukas en Timoteus vertrek dan na Macedonië met een doel voor oë, om die evangelie daar te verkondig. Na 'n paar dae kom hulle in Filippi aan, waar hulle dan ook vir 'n paar dae oorbly. Dit was Paulus se gewoonte om die Joodse sinagoge te besoek sodra hy in 'n nuwe stad aankom. En dit was sy aanknopingspunt om die evangelie daar te verkondig. Maar dit is duidelik dat daar nie veel Jode in Filippi was nie, aangesien daar minstens 10 Joodse mans moes wees om 'n sinagoge op te rig. Maar die feit dat daar nie 'n sinagoge was nie, het Paulus nie verhinder om die evangelie nog steeds te verkondig nie. Paulus het met die vroue by die rivier gepraat. Daar was 'n diskussie. Hulle het sekerlik oor geloofsake gepraat, want Lukas skryf dat Lydia 'n aanhanger van die Joodse geloof was. Maar Paulus bring die evangelie tot haar. Dit was sy roeping en opdrag gewees. Hy was met die Heilige Gees vervul, soos ons lees in Handelinge 9 vers 17, en ook hier sou die gesprek 'n kragtige preek wees, soos ook in Handelinge 9. Dit was egter nie Paulus se prediking op sigself wat Lydia tot geloof bring nie. Hoe sou een mens tog 'n ander mens kan oortuig om te glo? Hierin kom die openbaring van God duidelik na vore. Geloof kom van God af. Geen mens kan dit aan 'n ander een oordra of doen of gee nie. En uit 'n mens self is geen mens in staat om te glo nie. Ons lees in Handelinge 16 vers 14, die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Ja, geloof kom nie van mense af nie, maar van God, en meer spesifiek van God die Heilige Gees. Paulus was maar net die instrument in God se hand. Dis God wat die inisiatief neem en tot Lydia nader. Hy open haar hart. Hy maak dit ontvanklik deur sy Gees. Broers en susters, so baie keer hoor ons waar die mense die vers uit Openbaring neem, waar Jesus sê klop. Ek klop, en julle maak nie oop nie. Klop en vir jou sal oopgemaak word. So asof 'n mens self jou hart vir Jesus moet oopmaak. Eerste plek, daar word gepraat met gelowiges, wie se harte reeds aan God behoort. Jesus vat jou hart. Jy hoef hom nie oop te maak nie. En dis die wonderlike van die geloof. Ja, watter genade is dit nie, broers en susters, dat dit ook God is wat ons harte van klip verander in harte van vlees nie. Ja, soos wat die boer deur die harde droë kors van die aarde sy ploegskare moet trek om die ryk grond onder oop te breek, so berei God ook Lydia se hart voor vir die saad van geloof, vir die saad van sy woord. Paulus is die saaier, maar die Heilige Gees laat groei. Die Heilige Gees werk die geloof in ons harte deur die verkondiging van die evangelie. Ja, hy is by magte om die geloof op ander wyse tot sy uitverkore kinders te bring. Maar dit is God se wil dat dit geskied deur die verkondiging van die evangelie. Ja, die Here kon ook sonder ploë, saai en landbou mielies laat groei,
Maar hy wil dit nie doen nie. Die woord moes dus eers gesaai word, voordat die Gees die geloof laat ontkiem. Sonder die woord is daar geen geloof nie. Want die geloof aanvaar wat in die woord geopenbaar word. Ja, die woord moet verkondig word, sodat deur die werk van die Heilige Gees dit in ons harte kan ontkiem, opgroei en vrug van geloof dra. Kan julle sien hoe God in sy raadsplan beskik, dat sy uitverkore kinders die evangelie hoor en deur die werk van die Heilige Gees tot geloof kom. Paulus het ander gedagtes gehad. Hy wou na Asië toe gaan, maar hy word deur die Heilige Gees gelei na Filippi, waar Lydia die eerste bekeerling word in Europa, waar sy tot geloof kom. Op vraag 65 van die Heidelbergse Katekismus, waar kom so geloof vandaan, bely ons en dit sê die Bybel na, die Heilige Gees werk dit in ons harte deur die verkondiging van die evangelie. Maar dis egter nie die volle antwoord nie. Daar kort en versterk dit deur die gebruik van die heilige sakramente. En dit bring ons by die tweede vraag. Hoe word geloof nou versterk? Die woord van God is nie net 'n middel wat die Heilige Gees gebruik om geloof in ons te werk nie, maar dit is ook daar om ons geloof te versterk. Soos reeds genoem was Paulus besig met sy tweede sendingreis in Handelinge 16. En die rede vir hierdie reis word aan ons bekend gemaak in Handelinge 15 vers 36. Daar staan: kom ons gaan kyk hoe gaan dit met die gelowiges in al die stede waar ons die woord van die Here verkondig het. Ja, mense het gelowig geword deur die woord te hoor wat hy in sy eerste sendingreis verkondig het. Hy het die saad geplant en die Heilige Gees het geloof in die mense gewerk. Maar nou wil Paulus hier die jong gemeentes weer besoek om hulle te versterk in hulle geloof. Ja, geloof is 'n gawe van God. En daarom kan jy nie weer uit die geloof uitval as jy dit gekry het nie. Maar dit voel tog soms asof ons geloof wipplank ry. Een oomblik voel jy so naby aan die Here, dat jou geloof so sterk is. En die ander kere struikel jy en jy val. Maar ook hierin kan ons die genade van God sien deur die middele wat hy gee om ons geloof te versterk. Paulus onderneem dan ook nog 'n derde sendingreis. Hy is met briefwisseling in kontak met die gemeentes en dienaars van God se woord, word telkens agtergelaat in 'n nuut gestigte gemeente, reeds om die gemeente se geloof te versterk. En so gebruik God vandag nog dienaars om sy woord te verkondig, om gelowiges se geloof te versterk. Maar daarom is dit belangrik dat jy die eredienste moet bywoon, katekisasieklasse te moet gaan en ouderlinge tydens huisbesoek te ontvang. Dis alles deel van versterking van ons geloof. Maar broers en susters, tot dusver het ons nog net gehandel oor die woord van God. Maar in sy genade gee hy ook die sakramente om ons geloof verder te versterk. Maar wat is 'n sakrament? 'n Sakrament is 'n baie ou woord wat belofte beteken. Dis egter nie 'n gewone belofte nie. Dit is 'n soort belofte wat jy met 'n eed sweer vir jou vaderland. Of soos die soldate in die ou tyd gedoen het, 'n eed gesweer het by die vlag van hulle land. Maar sakrament beteken nie meer vir ons 'n heilige eed om dit te sweer nie. Vir ons het dit 'n heeltemal ander betekenis. Dit beteken, dit is 'n heilige, sigbare waarteken en bevestiging van 'n saak.
'n saak wat God ingestel het. En die enigste 2 sakramente wat ons het, is die doop en die nagmaal. Die Rooms-Katolieke Kerk het nou al 7. Miskien sal die nuwe paus wat aangestel word dalk nog een byvoeg. Nee, ons het net 2. Die enigste 2 wat God ingestel het in die Ou en Nuwe Testament. In die Ou Testament wys die besnydenis na die doop en die Pasga na die nagmaal. Met die sakramente as teken laat die Here ons ook sigbaar sien wat hy aan ons in sy hele evangelie van verlossing beloof het. Kan julle weer eens sien, broers en susters, ons is ook ooggetuies. Sakramente is verder seels, waarborge. In die ou dae het die koning sy seelring se afdruk onderaan elke brief gemaak wat hy geskryf het. Dit was om te wys dat hierdie brief eg is. Net so waarborg die sakramente sigbaar dat die hele inhoud van die evangelie waar is. Wesenlik is dit dus niks anders as woordverkondiging op 'n sigbare wyse nie. Ja, ons mag ook nooit die bediening van die woord en die bediening van die sakramente van mekaar skei nie. Jy kan nie daarom nooit kerk toe kom, maar elke keer as dit nagmaal is, dan is jy hier nie. Nee, met die sakramente bevestig God dat alles wat hy voortdurend aan ons verkondig, die waarheid is. As jy dan nie hier is wanneer God ons toespreek nie, hoe sal jy weet van al sy beloftes? Waarom sal jy van iets verseker wil word, as jy nie daardie versekering nodig het nie? Die sakramente mag ook nooit bo die woord staan nie. Die woord kom eerste, en dan volg die sakramente deur dit wat in die woord staan te bevestig en te verseker. Die woord is hoorbaar. Die sakramente is sigbaar. Die woord werk die geloof en versterk dit. Sakramente versterk dit alleen. Die woord is onmisbaar vir die geloof. Die sakramente is misbaar, omdat 'n mens nie tot geloof deur die gebruik van die sakramente kom nie, maar die sakramente versterk net die geloof. Die woord gaan uit na alle mense. Die sakramente word alleen aan die in die genadeverbond bedien. Lydia moes dus eers die woord hoor, waardeur sy deur die werking van die Heilige Gees tot geloof gekom het. Daarna is dit wat sy gehoor het op 'n sigbare wyse verseker en bevestig deurdat sy gedoop is. So kon sy nie anders as om daarop te reageer nie. Ja, die vrug van die Gees kom dadelik in haar na vore, waar sy uit dankbaarheid haar gasvryheid betoon. Sy het aangedring dat die dienaars van God, die bringers van die blye evangelie, by haar moes tuis gaan. Ja, geloof as gawe van God dwing ons tot 'n dankbaarheidslewe. En dit sluit dan aan by ons derde vraag. Waarop fokus die woord en sakramente? Die Heilige Gees leer ons deur die woord en verseker ons deur die sakramente dat ons volkome saligheid in die enige offerande van Christus aan die kruis geleë is. As die evangelie God se brief aan sy kinders is, dan is die sakramente sy handtekening onderaan daardie brief. En die inhoud van die brief is die kruis en die opstanding van Jesus Christus. Dit is die hart van die evangelie. Ja, as teken en seël fokus die sakramente ook op die kruis van Christus. Want met die water as teken by die doop sê God aan jou, soos water gebruik word om die uiterlike vuilheid van die liggaam af te was, so was die bloed van Christus die innerlike vuilheid
van jou sondes af. In die doop as seël sê God aan ons dat net so seker as water ons uitwendig skoon was, so seker was die bloed van Christus al ons sondes af. By die nagmaal daarteenoor is die tekens brood en wyn. Brood en wyn is gewone kos, maar net soos iemand daardeur gevoed word en aan die lewe bly, so verkry ons deur die liggaam en bloed van Christus die ewige lewe. Want die brood wat gebreek is die teken van sy liggaam wat gebreek is. En die wyn wat uitgegiet word, is 'n teken van sy bloed wat vergiet is. In die nagmaal as seël sê God aan ons dat net so seker as wat die brood gebreek en die wyn uitgegiet word, so seker is Christus se liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Broers en susters, uit die woord leer ons sondes ken. Maar die woord leer ons ook hoe ons daarvan verlos kan word. En die sakramente bevestig dit. Hoe kan ons dan anders as om 'n dankbaarheidslewe te lei? 'n Lewe wat in verwondering staan voor God se genade. 'n Lewe wat getuig van die goddelike werking van die Heilige Gees in my. Die Heilige Gees wat geloof in my werk en versterk en my laat roep, Abba, Vader. Broers en susters, ons vra weer, waar kom ons geloof vandaan? Ons geloof is 'n gawe van God, wat in my hart gewerk word deur die Heilige Gees, deur die verkondiging van die Heilige Evangelie en versterk word deur die gebruik van die Heilige Sakramente. En daarom kan ek nie anders as om 'n dankbaarheidslewe te lei wat getuig van die kruisdood en die opstanding van Christus nie. Met die versekering en die merkteken daarvan op my voorkop. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, genade op genade. Daar is nie 'n einde aan die genade nie. Daarom kan ons ook vanoggend hier by mekaar kom, saamgebind in een geloof wat U aan ons geskenk het, geloof wat U deur U Gees in ons harte gewerk het, maar ook geloof wat aan ons gebring is deur die verkondiging van die Evangelie. Ja, ons ouers, ons grootouers, dat ons in die verbond gebore kon word. Hoe heerlik is dit nie? Maar Here, daarmee hou ons werk nie op nie. Ons moet nou voortgaan en dit wat U aan ons gegee het ook gaan vertel aan ander. Ja, Here, ons kan nie een mens tot geloof bring nie, maar ons kan die saaiwerk doen. En ons vra dat U vir ons ook daar die geleenthede sal uitwys. En dan vir ons die wysheid gee om die waarheid te verkondig, sodat ons kan saai en plant. Maar dan vra ons ook dat U in die uitverkore kinders daar die saad sal ontkiem. Nou het ook die vrug van die geloof dra. Dit is U werk. Maar gebruik ons om daar die saaiwerk te doen. Waar ons dra ook die gemeente aan U op.
Vou ons toe in die vaandel van u liefde. Dat ons ook sal volhard in ons geloof. En ook waarlik ons lig sal laat skyn. In hierdie wêreld wat op hierdie stadium so soekend is, wat eintlik pikdonker is. Maar u woord bring vir ons die lig. Gee dat deur die werking van u Gees ons dit helder sal laat skyn. Ons bid dit om Christus ontwil alleen. Amen. Na die afdraf van die liefdegawe sing ons saam met Psalm 119, daarvan verse 1 en 7. Verhef je harte tot die Here en gaan hier week in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Weer eens goeiemôre broers en susters. Die volgende afkondigings. Baie geluk met lidmate wat hierdie week verjaar. Die 27ste vandag, Tanya Pretorius. Die 28ste, Handelei de Jager. 1 Mei, Mianay van Jaarsveld. En die 2 Mei, Chart Kreer. Baie geluk aan al die lidmate wat verjaar. Mag die Here sy seënende hand vir nog baie jare oor julle hou. Ons herinner julle alweer aan die Pillehouer projek. Dink die barometer is ook vir ons gestuur. Dankie aan Henny. Ons is nou so halfpad daar. Ons het nog so bietjie meer as 'n maand oor. Kom ons probeer ons mikpunt haal van om 100 Bybels geborg te kry. So ons kort nog so 5000. Neem 'n houertjie, maak hom vol en dan bring julle hom ook weer terug. Dan ook weer eens baie dankie, die krat wat vol was van die Frank Meinhard Sorgsentrum is afgelewer. Dankie Fanie julle vir die aflewering en die moeite wat julle daar doen. Ons het ook weer 'n bedankingsbrief gekry, jy kan daarna kyk in die kollig. Broers en susters, hierdie sorgsentrum waardeer ons bydraes opreg. Ons weet dit gaan moeilik, die staatsfondse droog ook maar op
en daarvoor raak hulle al of meer afhanklik van ander instansies en dit is ook daar waar ons ook 'n saadjie kan plant. En ook daar bietjie in die gemeenskap betrokke kan raak. So ons vra maar weer dat u asseblief koekmeel, rys, olie en suiker in die krat daar agter kan sit. Ek sien daar is al klaar weer 'n groot sak meel. So kom ons maak hom weer vol en dan kan ons weer gaan aflewer daar. By voorbaat, baie dankie vir die hulp daar ook. Baie lekker week vir elkeen.